Okay julle, ons gaan aan met Exodus 31, die verdeling van die werk. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Bezaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom vervul met die gees van die Hemelse Vader, met wysheid en verstand, en kennis en bekwaamheid, vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer en in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk om werksaam te wees in allerhande werk. En kyk, ek het hom Oholib bygegee, die seun van Ahismach, van die stam van Dan, en in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. Die tent van samekoms, en die ark van getuienis, en die versoendeksel, wat daarop moet wees, en alles behoort by die tent, en die tafel met sy gereedskap, en die suiwer kandelare, met al sy gereedskap, en die reukaltaar, ook die brandofferaltaar met al sy gereedskap, en die waskom met sy voetstuk. En die kunstige klere en die heilige klere van die priesters Aaron, en die klere van sy seuns om die priesterambt te bedien, ook die salfolie en die reukwerk van speserye vir heiligdom, net soos ek jou beveel het om dit te maak. Die heiliging van die Sabbat, vanaf vers 12. Verder het die Hemelse Vader vir Moses gespreek en gesê, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mens kan weet dat ek die Hemelse Vader is wat julle heilig. Onderhou dan die Sabbat, wat dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit onheilig moet sekerlik gedood word, want elkeen wat daarop werk verrig en sy siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote. 6 dae lang kan jy werk verrig word, maar op die 7de dag moet dit wees 'n dag van volkome rus, heiligheid aan die Hemelse Vader. Elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond tussen my en die kinders van Israel, en dit is vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Hemelse Vader die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. En hy het aan Moses toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg van Sinai, die 2 tafels van die getuienis gegee, die tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Hoofstuk 32, die goue kalf. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom maak vir ons gode, wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af, wat aan julle ore en aan julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe het die hele volk hulle goue ringe afgeruk, en aan hulle wat aan hulle ore was, en dit na Aaron gebring. En hulle het dit uit hulle hande geneem, en dit met die bytel bewerk, dat daar 'n gegote kalf gemaak, Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou, en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot die eer van die Here. Nou gebruik daar spesifieke Here, want dit beteken Baal, en Baal is die bil. Net vir julle daar 'n idee te gee, of dit is sy teken, kom ons sê eerder so.
En hulle het met 'n ander dag vroeg klaargemaak, brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit en om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel. Toe sê die hemelse Vader vir Moses: "Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het verderflik gehandel, en hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het." Verder het die hemelse Vader vir Moses gesê: "Ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan dat my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak." Maar Moses het aan die hemelse Vader gesê, gevra om genade, gesmeek en gesê: "Waarom, o hemelse Vader, sou u toorn ontvlam teen 'n volk wat u met groote krag, met sterke hand uit Egipte land uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê: In kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van u toorn en laat u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u self gesweer en aan wie u gesê het: Ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, wat hulle vir ewig kan beerwe. Toe het die hemelse Vader berou oor die onheil wat hy gesê het dat hy sy volk sou aandoen. En Moses het omgedraai en van die berg afgeklim met die 2 tafels van getuienis in sy hand. En die tafels wat op die 2 kante beskrywe was, hulle was op die een en op die ander kant beskrywe. En die tafels was die werk van die hemelse Vader. Die skrif was ook die skrif van die hemelse Vader in die tafels gegraveer. En toe Joshua die stem van die volk hoor oor hoe hulle juig, sê hy aan Moses: Daar is 'n oorlogsgeraas in die laar. Maar hy antwoord: Dit is nie 'n geluid van die wat sing van oorwinning nie. Dit is ook nie die geluid van die wat sing van nederlaag nie. Ek hoor 'n geluid van beerdgesang. En toe hy naby die laar kom en die kalf en die koordanse sien, het hy die toorn van Moses ontvlam, en hy het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onder aan die berg verbrysel. En hy het die kalf geneem wat hulle gemaak het en dit in die vuur verbrand, dit fyn gemaal. Toe het hy dit op die water uitgestrooi en die kinders van Israel dit laat drink. En Moses het vir Aaron gesê: Wat het hierdie volk jou gedoen dat jy so groot sonde oor hulle gebring het? Toe antwoordde Aaron: Laat die toorn van my Heer nie ontvlam nie. U self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is. Hulle het dan aan my gesê: Maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Hierdie man Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Daarop het hulle geantwoord: Wie goud het, laat julle dit afruk, en hulle het dit aan my gegee, en ek het in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daar uitgekom. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teestanders, het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê: Wie vir die hemelse Vader is, kom na my toe. Toe het al die seuns van Levi by hom kom versamel, en hy het vir hulle gesê: So spreek die hemelse Vader, die God van Israel: Laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan heen, weer van poort tot poort. In die laar laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. En die seuns van Levi het gehandel volgens die woord van Moses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. Toe het Moses gesê: Vul vandag julle hand om te offer aan die hemelse Vader, want
elkeen is teen sy seun en teen sy broer, sodat hy vandag seën oor julle kan gee. Vanaf vers 30, Moses bid vir die volk. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Hemelse Vader opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. En Moses het na die Hemelse Vader teruggegaan en gesê, ag hierdie volk het 'n groot sonde begaan en hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Toe het die Hemelse Vader Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar gaan nou en lei die volk waarheen ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as besoeking doen, dan sal ek hulle sondes oor hulle besoek. So het die Hemelse Vader dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het, wat Aaron vervaardig het. Hoofstuk 33. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek, gaan heen, trek hier vandaan op jy en die volk, wat jy uit Egipte land laat optrek het na die land, wat ek met jou 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, die Amorite, die Hetiete, die Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete verdrywe, na 'n land wat oorloop van melk en honing, want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is, anders sal jy op die weg verteer word. Toe die volk hierdie onheilspellende woorde hoor, het hulle getreur, en niemand het sy versiersel aangesit nie. Die Hemelse Vader het naamlik met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk, as ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig, maar haal nou jou versiersels van jou af, en dan sal ek weet wat ek met jou moet doen. Toe die kinders van Israel hulle self beroof en hulle versiersels van die berg Horeb af. En Moses het elke keer 'n tent geneem en op dit vir die buitekant van die laar opgeslaan, ver van die laar af, en hy het dit genoem die tent van samekoms, en elkeen wat in die Hemelse Vader wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek hy met Moses. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Hemelse Vader met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend sal spreek. Daarna gaan hy na die laar terug. Maar sy dienaar Joshua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Toe het Moses met die Hemelse Vader gespreek, u sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet, u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie u volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie, want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, onderskei wees
van elke volk wat op aarde is. Toe sê die Hemelse Vader aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitspreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë. Ek ken jou by die naam. Daarop vra hy, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Hemelse Vader uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Hemelse Vader gesê, kyk, hier is 'n plek by waar jy op die rots kan gaan staan, en as ek my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Hoofstuk 34, Moses klim weer op die berg. Toe het die Here aan Moses gesê, kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes, dan sal ek op die tafels die woorde skrewe, wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het. En hou jou gereed teen die môre en klim in die môre op die berg Sinaï, en gaan daar staan by my op die top van die berg, maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie, laat ook geen kleinvee of beeste teen hierdie berg wy nie. Toe het hy 2 kliptafels gekap, soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinaï geklim, soos wat die Hemelse Vader hom beveel het, en die 2 kliptafels in sy hand geneem, en die Hemelse Vader het neergedaal in die wolke, en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Hemelse Vader uitgeroep, die tetragram. En toe die Hemelse Vader by hom verbygaan, het hy geroep, Hemelse Vader, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat opregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Toe het Moses aan hom na die aarde toe gebuig en neergedaal. En gesê, Hemelse Vader, as ek genade in u oë gevind het, laat dan tog die Hemelse Vader in ons midde trek, want dit is 'n hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as u erfdeel. Toe antwoord hy, kyk, ek sluit 'n verbond voor jou hele volk, sal ek wonders doen soos daar op die hele aarde en onder al die nasies nie geskape is nie, sodat die hele volk onder wie jy is, die werk van die Hemelse Vader kan sien. Want verskriklik is dit wat ek aan jou gaan doen. Onderhou wat ek jou vandag beveel. Kyk, ek verdrywe voor jou die Amoriete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete. Neem jou in ag, dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie, sodat hy nie miskien 'n struik by jou word nie. Maar hulle altare moet julle omgooi, hulle klippilare verbrysel, en hulle heilige boomstamme moet julle afkap. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Hemelse Vader se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. Sluit tog nie 'n verbond met die inwoners van die land nie, as hulle agter hulle gode aanhoreer en aan die gode offer, sal hy jou uitnooi en jy sal van sy offer eet. Ek wil net gou 'n verwysing maak daar vir julle. Vers 13. Maar hulle altare moet julle omgooi,
en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme afkap. Onthou daai heilige boomstamme. Gaan aan by vers 16. En jy sal van sy dogters neem vir jou seuns en sy dogters sal agter hulle gode aan hoereer en jou seuns agter hulle gode aan laat hoereer. Jy mag vir jou geen gegote gode maak nie. Die fees van ongesuurde brode moet jy hou. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos ek jou beveel het op die bepaalde tyd in die maand van Abib, want in die maand van Abib het jy uit Egipte uitgetrek. Alles wat die moeder skoot open is myne, ook al die vee wat manlik is, die eerstelinge van die beeste en kleinvee, maar die eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Al jou eersgeborene seuns moet jy loskoop. Niemand mag met leë hande voor my aangesig verskyn nie. 6 dae moet jy arbei, maar op die 7de dag moet jy rus. In die ploegtyd en in die oestyd moet jy rus. Die fees van die weke moet jy ook hou. Die fees van die eerstelinge van die koringoes en die fees van die insameling by die wisseling van die jaar. Al jou manspersone moet 3 maal in die jaar die aangesig van die hemelse Vader, die God van Israel verskyn, want ek sal nasies voor jou uitdrywe en jou grondgebied uitbrei, sodat niemand jou land sal begeer nie, terwyl jy opgaan om te verskyn voor die aangesig van die hemelse Vader jou God. 3 maal in die jaar. Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde brode slag nie. Die offer van die Paasfees mag nie tot môre toe oorbly nie. Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die hemelse Vader jou God bring. Jy mag die bokke nie kook in die moeder se melk nie. Verder het hy die hemelse Vader vir Moses gesê, skrywe vir jou hierdie woorde op, want volgens hierdie woorde het ek 'n verbond gesluit met jou en met Israel. En hy was daarby die hemelse Vader 40 dae en 40 nagte. Hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie. En hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskryf. En toe Moses van die berg Sinaï afdaal, met die twee tafels van die getuienis was in die hand van Moses. Toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat sy vel en sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het nie. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink. Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Maar Moses het hulle geroep en Aaron en al die owerstes in die vergadering het na hom toe teruggekom en Moses het met hulle gespreek. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom en hy het met hulle alles beveel wat die hemelse Vader met hom gespreek het op die berg Sinaï. Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy 'n sluier oor sy gesig getrek. Maar as Moses voor die aangesig van die hemelse Vader kom om met hom te spreek, neem hy die sluier weg totdat hy uitgaan. As hy dan uitgaan en aan die kinders van Israel meedeel wat hom beveel is, sien die kinders van Israel die gesig van Moses, dat die vel van Moses se gesig blink. Daarop trek Moses dan weer die sluier oor sy gesig totdat hy ingang om met hom te spreek. Hoofstuk 35. Gifte vir die tabernakel. Toe het Moses vir die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar laat kom en aan hulle gesê, dit is die woorde van wat die hemelse Vader beveel het om dit te doen. 6 dae lank kan daar werk verrig word, maar op die 7de dag moet daar vir julle in heiligheid 'n dag van volkome rus wees, tot eer van die hemelse Vader. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word. Julle mag op die Sabbat geen vuur aansteek in enige een van julle woonplekke nie. Verder het Moses
die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, dit is die saak wat die Hemelse Vader beveel het. Neem van julle besittings 'n offergawe aan die Hemelse Vader. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring, die offergawe aan die Hemelse Vader, goud, silwer en koper, en pers en purperrooi, en bloedrooi stowwe, fyn linne en bokhaar, die rooi geverfde ramsvelle en die robvelle en die akasiëhout, en die olie vir die kandelare en die speserye vir die salfolie, en vir die reukwerk van speserye, en die onyxstene en die stene om in te lê, vir die skouerkleed en die borstas. En almal wat kunsvaardig is onder julle moet kom en alles maak wat die Hemelse Vader beveel het. Die tabernakel, sy tent en sy dekkleed, sy hakies, sy style, sy dwarshoute, sy pilare, sy voetstukke, die ark en sy draaghoute, die versoeningsdeksel en die voorhangsel tot bedekking, die tafel met die draaghoute en al sy gereedskap en die toonbrode, en die kandelaar tot verligting met sy gereedskap en sy lampe, en die olie vir die kandelaar, en die reukaltaar met sy draaghoute en salfolie en die reukwerk van speserye en die bedekking van die ingang van die tabernakel, en die brandofferaltaar met sy traliewerk van koper, sy draaghoute en al sy gereedskap, die waskom met sy voetstuk, die behangsel van die voorhof, sy pilare en sy voetstukke, en die bedekking van die poort van die voorhof, die penne van die tabernakel en die penne van die voorhof met hulle lyne, die kunstige klere om in die heiligdom te dien, en die heilige klere van die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priesterampt te bedien. Toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses al weggegaan, en elkeen wie sy hart hom opgewek het, en elkeen wie sy gees hom aangedryf het, het gekom, en hulle het die offergawe van die Hemelse Vader gebring, en vir die werk aan die tent van samekoms, en vir sy hele bediening, en vir die heilige klere. Die manne met die vroue het gekom, elkeen wat gewillig van hart was, hulle het gespes die ringe en die vingerringe, halssierade, allerhande goue goed gebring, en elkeen wat die offer van goud aan die Hemelse Vader gewy het. Elkeen wat in besit was van pers, purperrooi of bloedrooi stowwe, en fyn linne en bokhaar, en rooi geverfde ramsvelle en robvelle het dit gebring. Elkeen wat 'n offerhande of 'n offergawe van silwer of koper kon aanbied, het die offergawe van die Hemelse Vader gebring. En elkeen wat akasiëhout besit het, wat oral by die werk kon gebruik word, het dit gebring. En elke vrou wat kunsvaardig was en het met haar eie hande gespin en die spinsel gebring, die pers en die purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne. En al die vroue wie se harte hulle opgewek het deur die kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin. En die owerstes het die onyxstene gebring, en die stene om dit in te lê vir die skouerkleed en die borstas, en die speserye en die olie vir die kandelaar en vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat die Hemelse Vader deur die diens van Moses beveel het om te verrig. As vrywillige offergawe aan die Hemelse Vader het die kinders van Israel dit gebring. Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesê, kyk, die Hemelse Vader het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En hy het hom met die gees van die Hemelse Vader vervul, met wysheid, met verstand, met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, en om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer, en in goud en silwer en koper, deur snywerk in stene, wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees
in allerhande kunsarbeid. Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig aan hom en aan Oholiab en die seun van Ahismach van die stam van Dan. Hy het hulle vervul met die kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar en van 'n bewerker van veelkleurige goed, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en van wewer, hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink. Tot sover.